Dis altyd lekker om te sien hier's families en hier's kinders en julle, as ons 'n kind kan doop, is dit darm 'n feesviering vandag. So ons het ook 'n doop hierso, ons is baie opgewonde. Ons bid sommer net vir julle as ouers en as grootouers wat dit vandag ook saam beleef. Ons is regtig sommer baie dankbaar vir wat die Here ook mooi in julle lewe doen. Nou, liewe familie, ek wil graag sommer net julle begin sommer net met die afkondigings, 'n paar belangrike afkondigings. Dis Pinkster. Wat Pinkster betref, ek wil sommer net uit 'n stukkie getuienis uit 'n preek wat ek geluister het. Die prediker praat dus so van, hy het 'n verskriklike sterk preek gehad oor die tema van die vrees van die Here. En terwyl hy toe nou preek, toe kom daar nou iemand na die tyd na hom toe en sê, "Jesus, maar dis nou bietjie rof en bietjie kras. Jy weet, ons moet nou nie so hard oor die vrees en mense bang maak vir die Here nie." En hy sê toe, soos wat enige iemand is wat maar 'n prediker is, doen hy geweldig introspeksie en begin toe nou worstel met die Here oor die hele situasie, oor, Here, was dit nou nie te kras nie, het ek nie verkeerd gemaak nie. En hoe meer hy geworstel het met die Here, hoe meer kom hy toe agter, maar dis juis die belangrike tema van 'n samelewing wat vergeet het wat dit het, om met 'n lewende en waaragtige God te doen. En die doel daarvan is nie om ons bang te maak vir die Here nie, maar om vir ons groter onsag en groter respek en groter nederigheid voor die Here. En ek dink wanneer ons praat ook, as ons kyk Jesaja, daar's verskillende tekste wat vir ons sê, dat die gees van wysheid, kennis, insig, en dan's daar een wat besonder is, hy pas amper nie in die groep nie, en die vrees van die Here. En ek dink dit sal vir ons goed wees om net bietjie stil te staan by daai tema, juis in hierdie Pinkstertyd, waar ons weer 'n groter respek en 'n groter waardering vir die grootheid van God wil kom ontdek. Ons wil regtig vir julle nooi, kom vanaand, ons is opgewonde oor dit, dankie. Kan ek vra, Sop en Pinkster gaan mos saam met mekaar. Kan ek gou vinnig vra, is hier 'n tannie of 'n oom wat vir ons sal organiseer, dat ons net vir die volgende week, tot by donderdag, lekker sop het? Kan ek gou sien, is iemand wat vir ons sal organiseer? Kan sien daarvoor? Dis 'n baie belangrike roeping wat jy sal vervul in die kerk. Goed, ek gaan nie die gemeente ophou nie, kom gesels met my na die tyd as een van julle daai roeping aanvaar, anders dan gaan ons sommer net dit baie maklik maak en vir ons net kry. Maar asseblief tog, dis tog lekker maar deel van Pinkster. Ek wil sê, dit is soos om 'n roomys te kry na kerk, dis maar deel van die pakket. Ek kan nie verstaan waar dit vandaan kom nie, maar dit is tog lekker en dit is tog goed. En hierdie gemeente het al baie lekker sop gemaak. Dit kan ek vir julle sê. Dit raak baie keer 'n kompetisie daar so agter oor wie se pot jy nou van geskep het, want is regtig lekker. So, dankie daarvoor. Ons is opgewonde wat die kamp betref. Ons het ons kamp nou komende week, Vrydag, Saterdag, sluit af die Sondag. Ons wil regtig vir die van julle wat nog so op nommer 99 op die draad sit, kontak die kerkkantoor, laat weet vir ons. Die inligting stuur ek vandag deur die groep met die hele programmetjie en alles wat ons gaan doen. Ons lekker aktiwiteite wat ons gaan saam beleef. Ons het geleenthede ook bietjie geskeduleer waar ons gaan saam braai en saam kuier. En ek wil tog vir julle sê die belangrikheid van so geleentheid moet mens baie mooi ook verstaan. Die gemeente kuier nie net ter wille van kuier nie, want ons is nie 'n hoekie vir eensames nie. Die doel van 'n gemeente se saamkuier is om daai verhouding te bou, die koinonia te laat groei, om te besef dat ons werklik waar die familie van die Here is. En dis waar ons regtig bande bou, saam leef, saam eet. Ek weet nie of julle sien hoe belangrik kos in die Bybel is, ek het al daaroor gesels, maar dis waar verhouding gebou word, wanneer ons by mekaar kom, en nie net vinnig by mekaar is, soos op 'n Sondag, en is woerwaps, en daar is ons almal weer weg, in verskillende rigtings nie. So die doel van die kuier is groter as net 'n ontspanningsgeleentheid. Ons wil regtig vir julle nooi, die van julle wat so op nommer 99 sit, oorweeg dit baie sterk om saam te kom kamp. Ons sal dit baie waardeer. Dan wil ek graag, kom ons kyk of ek enige iets vergeet. Julle onthou dat in die lig van die Pinkster, daar dan vanaand nie jeugaktiwiteite is nie. Dis maar net iets wat ons vandag wil kommunikeer. Goed, familie, julle kan regtig bietjie asemhaal, raak bietjie rustig. Maak julle oë toe vir 'n oomblik. Maak julle oë sommer net rustig toe. Haal diep in asem. Haal rustig uit asem. As jy in asem sê vir jouself, Jesus is Here, dis jou belydenis.
Hy is die koning van die kerk, hy sit aan die regterhand van die Vader, hy is in beheer, Jesus is die Here. En as jy rustig uitasem, Jesus is ook hier. Hy is God, nie net in die hemel nie, deur sy Gees, is hy by jou in hierdie oomblik, hy's in hierdie kerk, hy's bo jou, hy's onder jou, hy's langs jou, hy's agter jou, en deur sy Gees is hy veral in jou. Beleef ook nou die vrede van die Here. Beleef ook sy omgee. Beleef sy warmte. Ons lees vandag baie bekende Psalm 133. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot in die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermonberg, wat op die berge van Sion val, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Die Here wat julle liefhet, familie, groet julle, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Dis ons net 'n bietjie water, hoekom doop ons? Want die Here het gesê ons moet. Ja. As jy mooi gelees, Matteus 28, gaan na die nasies, maak hulle my disippels en doop hulle. Doop is so 'n kosbare deel van ons lewens, want weet julle wat ten diepste gebeur met ons, is ek vind my ware identiteit. My ware identiteit is nie my velkleur nie. My ware identiteit is nie my ouderdom nie. My ware identiteit is nie of ek 'n man of 'n vrou is nie. My ware identiteit is nie in dit gesetel hoe ryk of hoe arm ek is en wat se deel van hierdie dorp ek bly nie. My ware identiteit is dat ek 'n kind van God is. Is dat ek diep geliefd is, duur gekoop is. Dis my kernidentiteit. En wanneer ek gedoop word, beteken dit ek vereenselwig myself met die sterwe en die opstanding van Jesus. Dit wat op die Vrydag gebeur het, die ou mens het gesterf, en op die Sondag staan 'n nuwe mens saam met Christus op in die krag van die Gees. Ek is 'n nuwe mens. Ek is nuut gemaak, nuut gekoop, duur gekoop deur die bloed van Christus. En soos wat bloed my van binne af, soos water my van buite af skoon was, so was Jesus se bloed my ten diepste van binne af. En dis kosbaar om te besef dat in daai oomblik begin ek iets van 'n heilige en 'n nuwe lewe lewe. My kernidentiteit is dat ek nuut is, vars is. Ek is God sinne, ek behoort aan hom. En die mooi daarvan is, dis nie eers eendag op 'n reendag nie. Dis nie eers wanneer ek op 'n geryp ouderdom in my lewe 'n bepaalde keuse maak nie. Inteendeel, hoekom ons kinders doop is dat ons sien dat God die inisiatief neem. Want ek het die moeilike vraag vir julle, as dit gaan so seer oor die keuse, nou wanneer begin daai keuse nou inskop? As 'n 6-jarige nou in 'n swembad land, hy kon nog nie kies nie. Hy het wel sonde gedoen. Maar is dit nou op 6 en is dit nou op 10, is dit op 12, is dit op 20? Wanneer is jy toerekensvatbaar vir jou sonde? As dit gaan oor die keuse. En wat doop vir ons baie duidelik sê is, God is die handelende persoon met redding. God is die persoon wat sê, ek sal jou aan my bind deur my genade, deur my liefde en my trou, deur my ontferming. Interessante enetjie as jy die Hebreëus kyk in daai teks in Hosea 2, dan sê hy, en my moederskoot, my regem. Hoe het God ons aan hom verbind? Deur die moederskoot van 'n vrou. En die redder wat gebore word, en dis hoe God sy geregtigheid en sy liefde en sy trou in ons openbaar, deur Christus wat mens word, en vir ons die hoop vir die wêreld is. En dit is wat die diepte van ons geloof is dat God is die een wat my red. God is die een wat van my eerste oomblik, vandat ek 2 selletjies oud is,
Van daai oomblik dat daai 2 selletjies 4 word en 8 word en 16 en 32 en 64 en so kan ons aangaan eksponensieel. God is reeds van daai oomblik af besig. Heilshandelend om my nader te katrol. Heilshandelend besig om my nader te bring. Soveel so dat ek sê ek kan daardie genade en daai goedheid nie weerstaan nie. Dis net te goed. Dis net te wonderlik. En dis hoekom ons nou al sien God neem die eerste tree. Hy neem die eerste tree. Wat het hy gedoen met Moses? Moses het nie daar rondgeloop en gesê, "Jessie, nee, ek weet nie, ek moet maar ergens vir my 'n God vind hier ergens. Daar is hier dalk iemand hier." Het God dan nie sy inisiatief geneem en gesê, "Moses, trek jou skoene uit, dis heilige grond. Ek is die Here." Abraham vir God gesoek nie. Maar God het hom laat vind. En God het op 'n dag opgedaag en gesê, "Ek sal vir jou God wees vir jou en jou nageslag." En dit doen God vandag nog by die doopvond. As hy die inisiatief neem om te sê, "Ek sal vir jou God wees vir jou en jou nageslag." Dit is my so lekker om vir Bjorn en Karlien, julle kan so lank vorentoe kom met julle krosie. Dit is my so lekker. Julle die minimum in hierdie gemeente, die minimum aanvaarbare hoeveelheid kinders is ten minste 3. As dit onder 3 is, moet julle belasting betaal. Maar kerklike belasting. Maar so neem aan, kry vermenigvuldig asseblief tog, dis goed vir ons. Maar dit is sommer net baie lekker. Kinders is kosbaar, ons geniet hulle geweldig. Maar terwyl ons so praat oor die doop, as ek wil weet of iemand 'n gelowige is, hoe weet ek dit? Kyk hierdie pragtige mense, nee, hulle is baie mooi, maar hoe weet julle hulle is gelowig? Kan nie op hulle voorkoppe sien nie. Hulle dra nie 'n bordjie nie. Dit is nie soos 'n klomp Jehova getuies wat daar bordjie dra en sê ek is 'n Jehova getuie, dis meer. Hoe weet ons hulle is gelowig? Hulle belydenis. Dit wat hulle glo in hulle harte en dit is wat ons almal glo en dis hoekom julle in die kerk sit vandag. En dis hoekom ons deel is van God se familie. Dis omdat ons sê ons het dieselfde geloof. En dis hoekom dit vir my lekker vra as ek die vrae vir hulle vra, ken hulle goed. Ek het nie vandag vra vir hulle oor dat ek bekommerd is oor hulle geloof nie, maar is 'n herbevestiging van julle geloof. En dis hoekom dit vir my lekker is om te vir julle te vra, Karlien en Bjorn, glo julle saam met die kerk deur al die eeue heen, saam met die apostels, saam met die eerste kerkvaders, 2000 jaar lank glo ons al dat Jesus Christus die verlosser van die wêreld is. Is dit ook julle geloof? Ja. En glo julle dat hierdie Bybel, die 66 boeke van die Ou en die Nuwe Testament, dat dit regtig die woord van God is en dat God alles vir ons in hierdie gesê het wat ons nodig het om te weet wat ons moet weet. Ja. En dit is hoekom dit vir my lekker is, want dis wat ons ook glo. En dan die een belofte wat ons maak is om te sê, Here, ons kom staan met hierdie klein mensie voor U. Ons kom neem 'n kind vandag om te sê, Here, wees U vir hierdie kind God. Dis hierdie ouers se verantwoordelikheid, maar die oomblik as hulle ja sê, onthou julle sê ook ja. Hierdie geloofgemeenskap, ooms, tannies, jong mense, dis julle wat ook ja sê vir hierdie babietjie, wat ons nou weer ingaan en bring om te sê, ek sal oppas en ek sal doen wat ek kan, en ek sal leer en ek sal betrokke wees en ek sal op 'n kamp gaan saam met hierdie kind en ek sal hierdie ouers voorbid. Ek sal bid vir hulle huwelik, ek sal bid vir hulle, ek sal vir hulle omgee. Dis ons belofte ook aan mekaar. Dis nie 'n vinnige wishy-washy en verby nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle en hulle teenoor ons. En die oomblik as hulle die doopbelofte maak om te sê, ek sal my kind vir die Here groot maak, is dit julle wat ook saam met hulle moet sê. Amen. Ons ook. Ons ook. En dis hoekom ek vir julle vra, beloof julle dat julle pragtige lammetjie vir die Here sal groot maak, vir Lenka, dat julle haar saam met julle 2 seuns sal groot maak, dat hulle kinders van die Here mag wees. Ja, ons ook. Dit is inderdaad die regte antwoord. Nou ek gaan vra, waar is ons pragtige babietjie? Laat ons sien. Hierdie gemeente het mooi kinders, julle moet mooi kyk.
Daar sy. Seuns, julle kan sommer saamkom. Daar sy, hier kom. Julle, ek het groot aspirasies dat ons aan moederskamer moet groter bou. So, dit sal goed wees, dit sal goed vir ons wees. Daar sy, hier kom hulle. Daar sy. Here, dit is daarom maar mooi. Sjoe, die Here maak mooi kinders. Maar hierdie kind slaap, so julle gaan nou sien of ek my sout werd is. Ek het al 'n babatjie gedoop wat deur geslaap het, so ek hoop hierdie is nou my tweede een. Kom staan so benader. Kom kyk mooi, ons gaan vir Sissie doop. Nee. Linka Lewin, Kutser, ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van die Seun. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. En familie, kom ons bid sommer net so die seën van die Here oor hulle lewe. Here Jesus, baie dankie vir die pragtige gesinnetjie. Dankie Here vir u genade, vir u goedheid. Dankie dat ons ook hierdie kindjie mag doop. En Here, hiermee wil ons sê, dit is u kind. Hierdie kinders is u kinders. Hierdie ouers is u ouers. Dankie Here dat ons nou vir hulle mag bid, en die seën van die Here oor hulle lewe mag smeek. Dankie vir die voorreg dat ons hierdie kindjie mag doop. Seën vir hulle as gesin. In Jesus heilige naam. Amen. Terwyl julle blaai na Johannes 17 vers 20 tot 26. Ek dink dit is 'n goeie gesprek vandag om bietjie met julle te gesels oor die bipolêre ervaring wat ons het as daar eenheid is en as daar oneenigheid is. En dit kry ons in verskillende forme van jou lewe. Jy mag dalk die vreugde daarvan beleef, van 'n besigheidsvernoot, en dinge gaan goed, en ons werk so lekker saam, en dan gebeur daar iets, en die wiele kom so bietjie af, en dan ewe skielik, dan is die verhouding in flarde. En jy kry dit in families, en dit gaan goed met die familie, en almal is op dieselfde bladsy, en hulle kan nie wag om by mekaar te kuier nie, en dan is daar 'n insident, en dan is die familie ook in flarde. En so kry jy dit telke male oor in jou lewe. Ek onthou op universiteit, mense is maar baie dankbaar vir die Here se genade op universiteit. My beskermengeltjies het bietjie harder gewerk as wat hulle moes. Maar ek sal nooit vergeet nie, ons kry ewe skielik op kampus, is daar so eenigheid, en ons is samehoorig, en wit en swart, en pink en pers, ons is nou een. En toe ons net een is, toe bars daai bom oor die reitsvideo, en daai volgende dag op kampus. Toe is wit een kant, en swart is een kant, en niemand wil met mekaar praat nie, en is hierdie spanning, en jy dink, een insident, hoe het ons van daar na hier gegaan? Ons moet nie dink die kerk is anderster nie. Eenheid in die kerk is 'n kosbare persent. Maar daar is soveel goed, soveel sake wat maak dit hierdie eenheid verskeur en breek. En ek lys sommer net so 'n paar van hulle. Die eerste is dogma. Jy het al mooi gedink aan die verskil tussen ons, die APK kerk, die gereformeerde kerk, die hervorme kerk. Weet as jy regtig gaan dink oor, ons is nou kelkies, en of is nou die beker, en of dit nou psalmberuiming is dit nou nodig om 'n hele nuwe gemeente daarvoor te stig? Ons glo dieselfde belydenisskrifte. Is dit nodig dat ons 3 kerke het, maar ons is so naby mekaar? Nee, dis dogma. Julle sien hoe sake, morele sake, ons is 'n goeie voorbeeld daarvan, ewe skielik 'n kerk se eenheid net versplinter. Dit was nou baie in die nuus gewees, en die NG Kerk wat losgemaak het van die algemene synode, dit was 'n groot situasie.
Maar so kan ons aangaan en jy sien hierdie dogma wat ewe skielik dit soms moeilik maak om by mekaar te bly. En dan volgende sake wat baie keer gebeur, baie keer is dit by leierskap, is daar probleme of wat meer, jy het soms 'n derde probleem en dit is as daar 'n morele fout is. Ek sal nooit vergeet, my eerste saak wat ek moes hanteer was in 'n gemeente gewees, 'n buurgemeente en die dominee toe nou, nie oor een tou nie, maar sommer oor 2 troue getrap. Maar onmiddellik, nou sit jy by daai kommisiekie en dan moet almal nou kom sê en dan is nou die vir en die teen. Jy weet, en dan staan nou 20 tannies wat kom sê, nee, ons moet die dominee vergewe en dit is baie sleg, maar ons moet vergewe en wie is ons om die eerste klip te gooi? En dan staan aan die ander kant 20 mense wat sê nee. Die Here het 'n groter verwagting van leierskap en dies meer. Dis nie reg wat gebeur het nie. Ons kan dit nie net. En jy sien onmiddellik hoe daai gemeente in 2 gesplit is. Dis goed wat gebeur. En ons moet nie vir een oomblik dink dat die duiwel nie 'n hand in hierdie situasie het nie, want divide and conquer was nog altyd die duiwel se manier. Dis om Eva daar een kant toe te vat en te sê, maar Eva, jy nie dalk verkeerd gehoor nie. Julle verstaan wat ek bedoel? Divide and conquer was nog altyd die duiwel se tegniek. En so kan ons aangaan oor voorbeelde wat kerke versplinter, verskeur, en dis baie hartseer. Soms is dit met hoogmoed te doen, soms is dit so bietjie, ons is bietjie beter, en ons is bietjie die posh gemeente, en soms is dit met baie aspekte wat ons kan doen. En dan wil ek vir julle vra, maar wat bring 'n kerk regtig by mekaar? Want, om gou hier in te hak, bind us together, Lord, bind us together, dis so vinnig klaar soos wat daai liedjie klaar is. Jy weet, jy het nou 'n wonderlike oomblik gehad, maar waar is dit dan? Jy weet, ek sien dit nie, ek voel dit nie, ek ervaar dit nie na die tyd dat, wow, weet jy, dit was nou regtig iets besonders nie, en dit laat my soms wonder of sportklubs dit nie soms beter regkry as die kerk nie. Eenheid kan nie net so 'n seremoniële eenheid wees, ag, jy weet, ons is een in die Here Jesus Christus, en is mooi, en dan die oomblik, as ons uitmekaar het, dan is daar niks van eenheid oor nie. Eenheid is nie goedkoop nie. Maar dit kan ook nie net 'n struktuur wees nie. Daar moet iets meer wees. Dink aan 'n huwelik. Dit help nie eens. Ek weet van mense wat struktureel by mekaar in 'n eenheid is, maar dis nie harte wat een is nie. Dit kan nie net strukturele eenheid wees nie. Daar moet iets dieper wees. Daar moet 'n eenheid wees, 'n faktor wees wat dieper gaan as net die oppervlakte. Julle verstaan wat ek wil sê, is ons moenie eenheid ligtelik vat of dit goedkoop maak nie. En die rede hoekom ek dit sê is wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, is dit baie opvallend om regtig na te dink dat Jesus in een gebed nie minder as 4 keer bid vir die eenheid van die kerk nie. As Jesus dit so ernstig opneem om 4 keer vir 'n saak te bid, dan kan jy maar sê, hierso is iets wat ons baie sterker harte moet neem. Hierdie, waarvoor die Here Jesus bid, is duursaam. Dis iets wat hy wil begeer, dis iets wat hy graag wil hê. En dit help ons om te besef dat wanneer ons hierdie gebed van die Here lees, en dit regtig ter harte neem, dat ons 'n paar kernelemente moet gaan identifiseer, wat vir ons belangrik is. En ek weet nie van julle besef nie, maar besef net gou vir 'n oomblik, hoe lyk 'n kerk waar daar nie eenheid is nie. Julle sal baie vinnig sien, daar's kampe, daar's 'n dominee Gerard kamp en 'n dominee Kenneth kamp, of daar's rondom persoonlikhede, of daar's 'n vir en 'n teengroep. Hulle praat van echo chambers. Weet julle wat 'n echo chamber? 'n gonsgroepie. Dis nou waar jy so 'n bietjie 'n skinderhoekie, weet jy het jy weet die storieetjies loop en ons kry net inligting by mense wat soos ons dink en praat. Dis die tipe goed wat gebeur, en dan begin wantroue loop, en dan begin die prediking afneem, en naderhand begin jy net voel wie jy iets is af. En dis die vinnigste wat jy agterkom, maar mense begin maar vir hulle ander heimwee kry in plekke. Dis hoekom die eenheid 'n ononderhandelbare deel is van die kerk. Ons praat nie net van eensstemmigheid nie. Ons praat van regte eenheid. En al wat ek vandag vir julle wil kommunikeer is, daar's 3 maniere hoe jy eenheid vind. Ware eenheid.
Ware eenheid is in die woorde van Jesus. Ware eenheid is in die werke van Jesus. En ware eenheid is in die wese van Jesus. www. Dis hierdie projek. www. Woorde van Jesus, werke van Jesus, wese van Jesus. In die oomblik as ons dit gaan bietjie regtig gaan kou, gaan julle sien dat waarheen ons op pad is. So kom ons maak ons Bybels oop, Johannes 17, en ons lees daar van vers 20 af. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is, en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U aan my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle in my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Kosbare teksgedeelte. Ons spring weg, familie, met die gedagte rondom om eenheid te vind in die woorde van Jesus. Evangeliese waarheid is wat ons saambind. Daar kan nooit versoening wees, daar kan nooit eenheid wees in 'n leuen nie. Dit is nie moontlik om te versoen solank as wat daar 'n valsheid is nie. Waarheid is wat mense na mekaar toe trek. Waarheid is wat ons saambind. En dan sê die Here Jesus in hierdie eerste paar verse, wat vertrou hy sy disippels mee? Ek bid, waarvoor bid hy? Sodat die wat deur geloof deur hulle woorde sal kom. Met ander woorde, hy bid vir die kerk van die toekoms. En hierso is 'n baie belangrike gedeelte waar ons vir mekaar moet sê, let the main thing be the main thing. As 'n boek wat ek lees of gelees het, wat my nou nogal bietjie gehelp het om mooi te kan onderskei hieroor. 3 vlakke van Bybelse waarhede. Die eerste vlak is dit wat in die kern lê. Kern evangeliese waarhede. Die boek se naam is Which Hills to Die On. Dit is die waarheid, soos byvoorbeeld Jesus Christus is die Here, daar's net een verlosser, hy is God, hy is die Here, it's non-negotiable. Ons raak nie eers daaraan nie. Die oomblik as ons nie daar 'n eenheid met mekaar vind nie, dan is ons nie op dieselfde vlak nie. Ons kan nie byvoorbeeld met moslems eenheid hê nie. Ons kan vriendelik wees, ons kan gaaf wees, ons kan inskikkelik wees, maar eenheid lê op evangeliese eenheid. Wat bind die kerk deur die hele wêreld aan mekaar? Die eenheid in die waarheid oor die seun van Christus, die seun van God, Christus homself. Daai is waar die krag lê wanneer ons sê ons glo dieselfde. 'n Tweede vlak wat miskien belangrik vir die kerk is, maar nie noodwendig essensieel nie, is waar ons baie keer met mekaar verskil, soos by rondom doop en nagmaal, is dit nou in 'n beker en of is dit nou 'n kelkie en is dit nou baie water of is dit nou bietjie water, is dit 'n onderdompeling of is dit 'n besprinkeling? Jy kry baie kerke wat vir mekaar daar rondom verskil. Gawes van die Gees, as jy meer charismaties is, praat in tale, dit lê op daai vlak. En as kerke wat baie sterk daaroor voel. Kom ek vat 'n voorbeeld, hier's 'n gemeente in die dorp. Ek gaan nie name noem nie, maar wat byvoorbeeld oor die vrou in die amp baie sterk gevoelens het.
Van ons wil graag deel hê aan samekomste en dies meer, maar as 'n vrou preek, dan sukkel ons bietjie om te hoor. Dis hoe hulle die Bybel verstaan. En dis vir ons moeilik om te sê, "Sjoe, is dit regtig so belangrik dat dit maak dat ons nie by mekaar uitkom nie?" Ons moet mooi gaan dink of dit regtig soveel gewig dra. Dan die derde vlak is dit wat nie belangrik vir die kerk is nie, en dit wat nie noodwendig waarde toevoeg nie, maar dis gewoonlik daai klein dogmas, soos byvoorbeeld die vrederyk van Christus, is dit nou 1000 jaar, is ons nou daar, die vervolging, die toekoms van die kerk, dit is alles in daai. En ek dink wat vir ons baie belangrik is, en hoekom ek nou gesê het, let the main thing be the main thing. Wat bind ons aan mekaar? Die groot lyne, die belangrike sake. Dink gou 'n bietjie na rugby span. Ons dink net baie pragmaties nou vir 'n oomblik. Kan ek gou net die gemeente toets? Wie van julle is Bluebell ondersteuners? Kan ek gou sien? 'n oomblik van stilte asseblief. En is hier WP ondersteuners? Kan ek net toets, is daar enige persone wat smaak het, soos myself, wat vir die leeu skree, deur, baie dankie. Maar kom ek deel gou met julle, op die ou end van die dag, as jy in 'n stadion is, wat hou ons by mekaar? As jy op stadion is en jy skree nou vir jou span. Die groot doel, druk 'n 3, ons moet wen, dis wat jou by mekaar hou, dis nie, ja, julle moes jantjies gekies het, en julle moes daai een gekies het, julle verstaan, as jy so eers begin, dan begin jy nader aan die tred verloor. Dan begin jy met opinies werk, en met menings, en op die ou end van die dag, verloor jy nader aan die eenheid, want dit gaan so in die puntenerige detail. En dis hoekom wanneer Jesus sê, die volgende, wanneer hy bid vir die kerk, is die krag lê in die woorde van Jesus. Dis wat ons kerk maak. Dis wat ons maak, nie 'n welsynsorganisasie, of die Rooi Kruis, of enigiets anders. Ons is kerk, hoekom? Want ons hou vas aan die woorde van Christus. Dis wat ons een maak. En solank as wat 'n kerk regtig Bybels gesentreerd is, vashou aan die woorde van Jesus, is daai kerk koersvas. Dis die oomblik wat jy so 'n bietjie wankelrig raak, waar jy die plot begin verloor. Dis die eerste, die woorde van Jesus. Hier raak nou by tweede ene. Belangrike gedeelte is die werke van Jesus. Jy sal nooit ware eenheid hê, of eenheid met Christus beleef, as jy nie saam met hom werk nie. Wat bedoel ek daardeur? Eenheid is in die sending van die Vader wat sy seun stuur na 'n stikkende en ellendige wêreld. Dis omdat die seun sy pa, sy vader so liefhet, dat hy sê ek sal daai werk gaan doen. En jy sien hierdie perfekte harmonie tussen die Vader en die seun wat sê ek sal gaan nog voor hy die Vader gevra het. Dit is nie nodig om te vra nie, want hy het sy pa so geweldig lief. Hy het die Vader so geweldig lief. Die kerk kan nooit 'n klomp toeskouers wees nie. Gaan dink 'n bietjie aan jouself. Ek beleef regtig Christus die oomblik as ek brood breek en ek het vir iemand anders gee en sê die liggaam van ons Here Jesus Christus vir jou. Dis as ek klere gee vir iemand wat swaar kry en sê uit die liefde van Christus vir jou. Dis as ek vir 'n siek of 'n seer persoon of 'n stikkende persoon sê, kan ek jou hande neem en jou bedien met Jesus Christus? Kan ek vir jou bid? Kan ek vir jou intree? Kan ek vir jou die allerbeste gawe in hemel en aarde gee, naamlik Christus homself? Dis wanneer ek deel het aan die werk van die Vader en die Seun. En dis in daai samewerking, ek saam met die Vader en die Seun, dat ek ewe skielik beleef, daar's ware eenheid in my. Solank as wat ek 'n toeskouer is, solank as wat ek op die agtergrond staan, solank as wat die hoogtepunt van my godsdiens is om kerk toe te kom en nie kerk te gaan wees nie, sal ek nie daai eenheid beleef nie. Eenheid is in die werke van Christus. Daar's soveel beelde en ek wil dit graag hê dat ons dit baie mooi verstaan, want Johannes sin speel baie sterk op beelde. Dink aan daai beeld van ek is die ware wingerdstok.
en julle die lote. Wanneer vind hierdie lote lewe? Wanneer begin daai drywe, ek wil sê 'n verhouding van die oomblik as hulle sê, maar ons almal is in hierdie wingerdstok ingeplant. Ons almal kry ons lewe en ons vrug uit sy lewe uit. Dis wanneer daar lewe kom. En dis hoekom dit vir my 'n belangrike saak is om julle te gesels oor, dit kan nie net wees dat daar altyd 'n klein getroue handjie is van mense wat betrokke is by die kerk en betrokke is by die werk van die Here Jesus nie. As ek ingeplant is in hom, het ek geen ander manier, geen ander keuse as om vrug te dra nie. 'n Druif, vra nie, hy kan nie anders as om 'n druif te wees nie, hy kan nie anders as om soet te wees nie, hy kan nie anders as om vleis te groei nie, want dis wat gebeur as jy in die wingerdstok ingeplant is. En so ook met 'n gelowige. Wat is die doel van my lewe? Wat is die doel van my sinnelose bestaan? Is dit maar net om 'n paar kindertjies te hê, hopelik hulle deur universiteit te sit en moontlik met 'n pensioen te gaan aftree en dan net stelselmatig agteruit te gaan tot my lewe niks meer is nie? Is dit die doel van jou lewe? Ek vind jy sin en betekenis en waarde en my lewe het 'n rede om voor te bestaan die oomblik as ek saam met Jesus begin werk. Dit is wat gebeur met my. My lewe is nie net 'n nuttelose dobber op 'n eiland van niks nie. Ek begin sin in my lewe ervaar. Ek begin hoop ervaar. Ek begin hoop ervaar, al is dit met die kleinste uithandiging van daai broodjies wat daar agter is. Die oomblik waar ook al jy is, en of dit nou in jou winkel is, en of dit nou by die skool is, en of dit nou by die werk is, gemeenskappe transformeer as hulle Jesus ontmoet. En die kerk vind eenheid, wanneer ons sê, ons is die weermag van die Here. Ons, almal hier, is geroep om saam te werk. En wat is daai samewerking? Die uitbou van die koninkryk van God. My laaste gedagte wat ek mee wil afsluit, is ons vind lewe, ons vind werklike eenheid in die lewe van Christus. En hier is 'n belangrike aspek. Ons het nou nog gepraat oor werke. Die hoofdoel van jou en my verhouding en my totale bestaan in hierdie lewe is wat? Is om uiteindelik by die punt te kom waar ek die Vader liefhet soos wat die Seun hom liefhet. Die hoogtepunt van my lewe se bestaan is ek uiteindelik by die plek kom waar ek die Vader liefhet soos wat die Seun hom liefhet. En dis hoekom hy bid om te sê net soos wat ons een is. Net soos die lakmoestoets, die hekkie, die lat wat daar vir jou is jy lief vir die Vader soos die Seun hom liefhet. En daai is nie goedkoop nie. Maar wanneer ek sê, Here, U sal iets in my lewe moet doen, U sal iets in my moet oopbreek, U sal iets in my moet kom verander, hierdie liefde wat ek moet ervaar, is 'n transformerende liefde. Dit kan nie goedkoop liefde wees nie, dit kan nie sentimentele liefde wees nie, dit kan nie net seremoniele liefde wees. Dis liefde wat uit my uitborrel, dis die liefde van Jesus Christus wat brand in my hart. Ek kan nie anderster nie. Ek kan nie anders as om die eenheid te soek nie. Ek kan nie anders as om te sê, Here, hier is my hande, laat hulle maar vuil word. Ek wil vir U werk. Here, ek soek U met alles wat my is. Dis liefde wat maak dat jy nie anderster kan as om die Vader lief te hê nie. En dis in die wese van die Seun. En dit is wanneer jy daai teks hoor en hy sê, my glorie sal julle sien. Wanneer sal ons die Seun sien? Die hoofdoel van jou geloof is om jou te lei, nie van sien en dan glo jy nie. Hier is nie soos 'n wetenskaplike projek nie. Die doel van jou geloof is geloof help jou om uiteindelik te kan sê, daar is die Seun van God. Ek het hom in sy glorie gesien, ons het sy heerlikheid gesien, ek het hom ervaar, ek weet wie hy is. Ek is so intiem en so betrokke met hom en so vervleg met sy wese, dat ek nie anders kan as om te wees wie ek is nie. Julle, lewe is te kort om te settle vir second best. Lewe is te kort vir jou om 'n oppervlakkige verhouding met die Here te hê.
Lewe is te kort om doelloos en nutteloos in die lewe rond te ploeter. 80 jaar het jy, 70 jaar het jy, 60 jaar het jy. Lewe is te kosbaar dat ons dit so goedkoop ag. En daarom wil hierdie boodskap julle vandag oproep om weer te sê, daar's iets meers en daar's iets diepers, en wanneer ons ware eenheid hier beleef, wanneer ons regtig die warmte en die ware eenheid beleef, sodat die wêreld kan glo op daai 3 plekke. Die woorde van Jesus wat brand in ons harte, die werke van Jesus wat vir ons die voorbeeld gewys het, en die wese van Jesus wat sê, sodat julle die Vader mag lief hê, soos wat ek hom lief het. Dan sal julle doen wat ek gedoen het, en praat wat ek gepraat het. Dan word julle werklik my disippels. En dis in daai eenheid wat ek hoop ons kerk groei na. Regte eenheid. Kom ons bid saam. Heilige Vader van ons Here Jesus, baie, baie dankie vir u heilige woorde. Dankie Here vir hierdie uitermate belangrike gebed. So wil ek bid Here dat u die geloofgemeenskap, die heiliges van u tot ware eenheid in u sal laat groei. Here, die kerk versplinter so maklik. Ons breek so maklik. Ons vorm so maklik groepe. Help vir ons om dit op te fokus wat die kerk een maak. Eenheid is tog kosbaar vir u, Here. Mag dit ook vir ons belangrik wees. In u heilige naam bid ons dit. Amen.